boek Daniël is die apocalyps wat ons lei en 'n antwoord gee op die voorbereiding wat God vir die eindtye het. Ek wil nou baie meer verduidelik. Nou wanneer ek kyk wat is 'n apocalyps, dan wil ek net vinnig vir jou 'n verduideliking gee. Want apocalyps staan eintlik in jou en in my Bybel. Nou kry ons baie keer hierdie groot woorde wat hulle het en dan word dit vir jou voorgehou en dan wonder mense nou wat is die apocalyps nou eintlik? So ek gaan 'n paar verduidelikings vir gee, maar nog een wil ek sê onthou dat Daniël is besig om 'n voorbereiding te gee vir die tyd en die tye wat voor ons lê. Nou, wanneer jy kyk na die woordjie apocalypse, is dit maar net 'n Griekse woord wat gebruik word en polypsis beteken dan eintlik sluier of gordyn. En wanneer jy praat van apo, dan beteken dit om weg te skuif. Met ander woorde, wat die woordjie eintlik sê, is om die gordyn weg te skuif. Want die oomblik, dit aan vroeger jare, kan ek nou onthou, met die theaters moet so gordyn gaan. As die gordyn ooptrek, dan begin jy nou die prents. Dit was nou Cowboys en Cruise, John Wayne. Ag, jy heilige sweer, moet jy dit nie, maar nie man. Die oude had ek dit ook gesien. Maar wat beteken, weet jy waar staan apocalyps in jou Bybel? Juist in die boek Openbaring. Want Openbaring beteken eintlik apocalyps en Openbaring beteken dan eintlik in eenvoudige taal God wil die gordyn oopskuif. Sodat ek en jy kan sien wat kom en wat voor. Johannes skryf daar op die eiland van Patmos, dan bring hy baie dinge en hoe dat God gaan optree in die einde. Ek noem hom sommer net. Openbaring praat van die sonde, hy praat van Satan, hy praat van die antichrist, hy wil gordyn oopskuif. Dat ek en jy verstaan wat sonde aanhou en wat die resultate gaan wees. Dis nie 'n toeboek nie. Dit is om die gordyn oop te maak, dat ek en jy kan verstaan en sien wat God wil sê rondom die einde en die eindtyd. Dit openbaar Jesus se terugkoms, hoe dat hy gaan sit as 'n regter en hy gaan regeer as 'n koning. Dit openbaar die gebeure van die 7 seels, die 7 woordsyne, die 7 skale en die oordele wat op die aarde gaan kom. Hy skuif die een na die ander oop. Want soos die domino's. Hy is stil en mooi. Hy openbaar aan ons verder die valse profeet wat hy gaan doen. Hy openbaar ook aan ons die antichrist wat gaan rebelleer teen God. Hy praat oor die 1000-jarige vrede, hoe dit begin en wat dit gaan behels en waar het dan as te ware gaan eindig. Hy praat van 'n nuwe hemel en hy praat van die nuwe aarde en die ewige saamwoon van die mense wat God gedien het om by hom te kom en woon. Nou kyk, ek kan nou baie aangaan. Hy is nou mooi. Wanneer ek kyk na hierdie dinge, dan vra mens, wat is die apocalyps? Nou die apocalyps staan met betrekking tot die eindtyd. En hoor nou wat ek vir julle wil sê, hoe vinniger dinge gebeur, gaan dit gebeur in hierdie tyd, na die einde toe. Hoe vinnig kan dinge val? Hoe vinnig kan dinge in plek kom? Want onthou nou, ons sê nou Openbaring is die apocalyps, God wil die gordyn wegskuif. Hy hou dit nie baie mense sê, dis 'n geslote boek. Dis nie wat God sê. God sê dis 'n boek, want die boek maak het die gordyn oop dat jy kan sien. Amen. Moet dit net verstaan, nie dinge begryp, hoe dit werk en wat God se plan is. Dit is, wil ek sê, soos die domino's wat val.
Kom ek sê dit vir u. Wanneer die eerste domino gaan val, word dit 'n kettingreaksie van wat gaan gebeur. Rondom dinge soos die wegraak van die antichrist, en hoe dit ook al sê, kom ek sê dit net vir u, want mense gaan die antichrist aangryp in die laaste dae. Want weet jy wat? Hulle gaan die vraagtekens hê, en die antichrist gaan die oplossings gee. En kom ek sê net vir u, hy gaan antwoorde hê vir al en vir alles wat in hierdie aarde aangaan. Die Bybel sê in Openbaring in 2 Tessalonisense, dan sê hy gaan kragtige dade doen, hy gaan tekens en wonders doen, hy gaan vuur in die hemel laat val, hy gaan 'n gees aan die beeld van die beest gee, wat kan praat. Die wêreld sal volg en glo hy is God, en dan sê Tessalonisense, hy sal in die tempel sit en hy gaan regeer as God. Hy gaan aan 'n beeld 'n gees gee. Ek weet nie of jy nou iets weet van AI. Maar ek kan jou sê, hierdie besigheid is 'n groot storie. Weet jy wat as jy AI oopmaak en sê, ask me anything. Dan kom dan daar wat jy wil hê, of jy praat nie jou stem en jy sê vir my dit, en dat jy sê, en 'n oomlikse tyd, dan gooi jy vir jou dinge uit. Ek vra maar net, 'n beeld wat 'n gees kan kry. Met ander woorde wat kan kommunikeer en wat kan praat. Maar kom ons los dit dan. Tyd sal openbaar. Wat is 'n apokalips dan? Kom ek sê vir u, dat baie mense raak bang en vreesbevange wanneer jy oor hierdie dinge begin praat. Hulle kry die doomsday fobia. Dis werklik iets wat bestaan. Mense raak vreesbevange van dit wat hier vorentoe kan gebeur. Halleluja. Nou kom ek sê dit vir u. Geliefde, moenie net fokus op die dinge wat die aarde gaan tref. Want kom ek sê vir jou, daar is dinge, wanneer die domino's gaan val, ek gaan het so begin op mekaar val. Die een na die ander, maar moenie fokus op wat die aarde gaan tref nie, maar fokus op die groot God van die hemel, wat die hemel beheer. Kan ek 'n amen kry in hierdie plek? Halleluja. Luister jy? Die apokalips sê daar, hoor nou mooi, om jou vreesbevange te maak nie. Dis nie daarom jou bang te drywe in 'n put en in 'n gat waar jy jou wil begrawe nie, maar vir die wat in Jesus glo, om gevul te word, met sekerheid, met hoop en met geloof, want jy sien God trek die gordyn oop. Nie dat ons die onheil moet sien, maar dat ons hier die dinge wat gaan gebeur, God kan sien, en dat ons fokus kan hou op die Heer wat hierdie dinge gaan bepaal, sodat aan die einde van die dag, ek en jy nie meer hier hoef te wees nie. Halleluja! En oor daai dinge moet jy nooit vreesbevange maak nie, dit moet jou opgewonde drywe in die Here en in die dinge van die Here. Jy sê die grote prentjie is dat die God van die Bybel is steeds op die troon. En hy is steeds in beheer. Amen. Bring van die stemme, maar ek sê nie God is nou weg nie. Dit is net dat God is nog daar, God is op die troon, hy weet van al die dinge, en wanneer almal hulle sê gesê en hulle dinge gedoen het, sal ons God nog altyd regeer. Dan ek kan aanmerken. Hy is nog op die troon geliefde. Hy is nog aan beheer van sake. Hy is nog die Heer wat in sy dele staan. Kom ek sê dit sommer vir u. Nie 'n regering,
kan sy plek inneem nie. Kan ek vir jou sê, geen wetenskap kan hom verklaar nie. Geen regter kan hom skuldig maak nie. En geen mag wat kan hom oorwin. Ons God is El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ons God is een Heer, alomteenwoordig, almachtig, alwetend. Luister, hy ken, ons God ken die begin en die einde. Verstaan nie dit? Want jy sien, hy is die begin en die einde. Wat sê Genesis 1? Reg in die begin van die Bybel, dat sê hy, en God het geskape, die hemel en die aarde, in die begin. Met ander woorde, waar was God in die begin? Hy was daar. Dan kom Openbaring 22, dan spraak hy in die laaste boeke, en dan sê hy aan die 22 boeke, hy sê, want hy is die Alpha, sê saam met my, Alpha en Omega. Met ander woorde, hy is in die begin, toe was hy daar. En hy sal aan die einde, sal God nog altyd daar wees. So wanneer God die gordijntjie wil optrek, deur die apocalypse, dat ek en jy dinge begin sien, en het verstaan, is juist dat ek en jy gesê, nie bang word nie, maar dat jy so weet, vriend, dat hy die God is wat getrou is, dat hy die God is wat waarlik is, dat hy die koning van die konings sal bly, en dat hy die Here van al die gode sal wees. Van begin was het so, en het sal so wees tot aan die einde. Hallelujah! Praise the Here! This whole world can never hold me. Any moment I'll be gone. I've made my consecration. Oh boy, and I have my wedding gown. Dat jy jou kleed aan, dat jy weg, om Jesus te ontmoet. Kom aan kerk, ons moet hierdie dinge in woord kombineer. Nou gaan ek begin leespreek. Daniël 2. Luister nou mooi, nou sê die Bybel, en ek gaan vir jou lees, uit die 19de tot en met dan die 31ste vers. Excuse, 19 tot 22, nee, hy paar versies. Hy sê, daarop is in naggesig die geheim van Daniël, moet jy aan die video lees. Daarop is in naggesig die geheim van Daniël geopenbaar. Toe Daniël die God van die hemel geloof. Daniël het gesprek gesê, mag die naam van God geprys word. Van wanneer? Van ewigheid tot in, weet jy hoe lang is dit? Dis vanaf waar ek en jy kan dink waar het begin het, tot waar het gaan opbou, wat ek en jy kan dink, en dan sal het ook daar aangaan. En voor die tyd was het daar. Hy sê, dat God in die nacht sy geopenbaar het van Daniël. En dan wat sy vroom dinge, en hy sê, van ewigheid tot ewigheid, dan die wysheid en die krag behoort aan die Here. Dan kom hy verder in die 21ste vers, dan sê hy, verander die tye is gedeel, hy sê konings af en stel konings aan. Weet jy hoe ons Trump waar hy is? God het hom aangestel. Weet jy hoe ons Ramaphosa waar hy is? Want God het hom daar gesit. God sal aansit en afsit. Maar dit is wel net met plan van God in plek te kry vir die wêreld. Ja maar, stem wat gebeur, dinge wat ons maar net aanvaar op die stadium, ek weet, ons stel baie weer, ja, ek weet nie, maar God het een plan. Jy moet een plek begin val. En ons kan die gordijntjie moet, dat ek nie kan begin sien. Wat is dit wat God dan wil sê? So wanneer ek kyk na hierdie dinge, dan gaan hy nou verder en sê,
hoor in die 22ste vers, en ek gaan nou weer dit aanhaal. Hy openbaar, sê, hy openbaar wat? Ondeurgrondelike dinge. Hy sê, hy weet wat in die duisternis is. Amen. Jy sien, God trek die gordijntjie weg, sodat die dinge wat daar lê. Luister, as jy 'n profeet soek, wat jou 'n ware woord kan gee, wil ek weer vandag sê, en kom sien my na die tyd, wil ek jou sê, lees die Bybel, dis waaragtige, 'n profete, wat daar is, en hulle 'n ware woord. Hy die Here openbaar. En hoe gee hy aan Daniël? As niks wat hierdie ander outies ons kan leer, behalwe wat die Bybel ons geleer het. Jy moet net die Bybel begin lees en verstaan wat God moet sê. Nou kom ek by hierdie dinge, maar sê, hy openbaar dan aan ons dinge. En hierdie ondergrondelike en verborgde dinge, en het ook Daniël nou nie baie dinge ook gesê en daar uitgemaak. Luister, ek hou daarvan om dinge so eenvoudig as moontlik te maak, dat ons het verstaan. Is dit wel? Matteus 11 sê, die 5e vers, so ek is nie besig met vreeslike dieptes nie. Ek weet nie wat kameelperd kos en geen verskaping kos. Jesus het na skapings gekom. Nou sê Matteus 11, 25 hierdie woorde, hy sê, hy het dinge verborgen gehou, vir die wyse mense. Maar aan wie het dit geopenbaar? Aan kindertjies. Kindertjies kan goed makkelijk verstaan, makkelijk aanneem, en makkelijk begin en hulle hartjies beheer. Dus wat is die apocalyps dan? En ek leer sê die 22e vers, sê die Bybel, dit is van God, die onteergrondelike, en toe hulle begin te wys, dat die kerk van Jesus nie om kan betrap kan. Ek kan nou nie daarby kom, met 'n groot storie, wat ek in die Bybel van moet gee. Dit is nie die einde van die wêreld nie. Onthou goed, baie mense dink, dat wanneer openbaring kom, is dit die einde van alles. Nee. Dit is die apocalyps, dit is wanneer God ontmasker dinge. Die Engels sê, die unveilings is om die sluier te lig, die gordijn weg te trap. As ek vir jou nou iets sê, sommer net dood eenvoudig, en ek sê nou vir jou bijvoorbeeld, jou weet jy wat, Suid-Afrika het geen probleme nie. Suid-Afrika is die mees vooruitstrevendste land in die wêreld. In Suid-Afrika is daar geen moorde nie, daar's nie diefstal nie, daar's nie kapitalisme. Dis nie vir jou 'n apocalyps nie, want jy weet wat sy waarheid. Amen. Jy weet wat sy waarheid. Jy weet nie, pastoor, jy sal my nou nie hier om het om nie, ek ken. Maar nou, jy sien wat God doen, is om die sluier te lig, en vir ons te wys, wat kom, en wat voor, sê maar. Die tweede apocalyps weer, wil ek sê, is om die sluier te lig, en dis wat God met Daniël gedoen het. Die Here lig die gordyne en hy wys vir hom 'n beeld. En hy sê, daar's 'n rook wat kom, daar is 'n bos wat silwer is, daar's 'n brons van rende, daar's yster, en dan moet jy hele beeld net gekom. Maar dit is nou ongelukkig, die tegnologie. En al ongelukkig staan van klein en yster, wat gemeng is. Luister jy, wat sê vir u, onthou dit, God is die begin, en is die einde. En nou wys hy aan die profeet Daniël, wat kom aan die einde. Hy maak die gordyn oop,
laat Daniël dit kan sien, laat Openbaring dit later om kan bevestig, en aan die kerk van die 20ste eeu dit ook kan sien. Amen. Dat ek en jy kan weet, wat wil God sê, wat wil hy doen? Hy is die begin, hy is die einde, hy ken van die eerste, van die skepping, maar hy ken het op die laaste deel, wanneer hy die finale slag op hierdie aarde sal gee. En Daniël kom, en dan sy die aanloper van die apocalyps om die gordijn te begin wegtrek, 600 jaar. Voor Jezus eers gekom, dan maak dat die apocalyps en die einde van alles door hand van hand. We sien God in die rug openbaar, sodat ons kan weet wie kom. Sê God wil hê, ek moet weet wat kom. Amen. Luister, ons gereed kan wees, en dat ons nie kan betrek moet word nie. En dat ons altyd kan hê vir die beloftes wat hy deur Jesus Christus aan ons bewerk. Hoor nou wat sê hy, Johannes 14 kom met hierdie woorde en sê hy, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Met ander woorde, moenie nou hier op die Here is net, hy het dit vir julle die goed oopgemaak. Die dinge wat kom, jy hoef nie aan 'n doomsday fobie te ly nie. Want ek het dit vir julle gesê, moenie vrees van raak nie, laat jou harte nie ontsteld raak. Nou sê hy hier dit, dat as ek verstand het om die plek te berei, dan kom ek om julle te kom haal. Gee dit jou hoop. Ek vraag, gee dit jou hoop. Halleluja. Met alle woorde, ek gaan nie daai dele in my hart berg nie. Ek sien wat in die wêreld aangaan. Ek sien wat in my land aangaan. Maar my oog is nie gefokus op die wêreld nie. My oog is gefokus op die grootheid van my God, wat 'n belofte gemaak het, wat die gordyn wegtrek. En sê, ek het julle gesê, moenie onsself raak nie, maar wanneer ek klaar is, kom ek terug vir my kerke en vir my heiliges. Ek het nog seker opbreking nodig om jou opgewonde te kry, maar mag nie saak nie, ek gaan al die dobber jou opgewonde is. Maar is God, jy weet wat voor nou opgewonde. Wees dat jy nie goed wat ek wil vir jou sê. Ek sê nie, dat die bad histories nie. Hierdie is goede, wat ek nie considereer, om jou nie in die sleep weg te trek nie, om jou moed te gee. Dat jy nie vrees me van my raak nie. God sê ek het julle gesê, dit kom. So dit kom, dis daar. Luister mooi. Wanneer het die laaste dae dan nou begin? Ek kan gou vir ietsie daardeur sê. Jy weet, party mense sê, dit het nog nie begin nie. Dit sal eers na die weggrawing, dan sal daai deel gewees, en dan begin die laaste dae. Nee, my vriend, na die wegraping, kom die verdrukking, en dan kom die voorgloed verdrukking, en dan sê hy, na 7 jaar van die Antichrist regering, en dit kom dan, en die 3,5 jaar wat sleg gaan wees, en die ander 3,5 jaar wat slegter as sleg gaan wees, en jy sien, as daai domino's begin val, gaan het 'n antwoord gee. Want as jy hier van julle val, gaan erg so op. Maar dan dank ek God, dat die kerk van Jesus sal daai stadium werklik wees. Want dit sal ons glo, en dit sal ons predik en die weggraaf. Partye gaan sê, Here, ek dank die Here tog, hulle is weg. En weet jy wat gaan ons sê? Dankie tog, Here, ons is weg. I don't want to stay here. Luister, wanneer die laaste dae dan begin,
Kom ons gaan na Handelinge 2 en dan gaan ek gou vir iets wat 120 mense is in die oppersaal. Hulle wag tot dit aangeneem is met krag om dan getuies te wees vir die wêreld daar buite, as jy waaragtig getuie wil wees, word gevul met die Heilige Gees. Halleluja. Nou nommer 1. Hoor nou mooi. Dis die begin van die Nuwe Testamentiese kerk. Waar het dit begin? Hy is gebore in die oppersaal. En Handelinge 2 is die kerk gebore. Hoor nou mooi, mense. Die PPK kom net van nou die dag af. Die AGS kom net so rukkie voor. Die Here in Christus was ook nie baie lang terug nie. Wie ook al is. Die Assemblies of God, en hierdie ouens kom en luister, dit is nie die geboorte van die kerk nie, die kerk is gebore in sy Pinksterfeeste, in Handelinge 2, in Jerusalem, in die oppersaal. Halleluja! Nou luister, hier het hulle die krag ontvang, om wat te doen? Om getuies vir Jesus te hê. Hulle gekom daar, het hulle die krag, Here sê, julle wag daar, tot julle aan die goed doen is in my krag. Dit is al tot bekering gekom het met jou in 'n kamer te sluit en jy sê, kom nie daar voor die gedoop vir jou gees. Want dis wat ek moet se weer gaan. Well, I think this is real. This is real. Alright, bly maar. Om die wêreld te verander, is nie deur organisering van begrotings en van programme nie. Weet jy dit? Dat God vir elke program en begrotingkies wat moet gemaak word en ons moet kyk hoe gaan ons die water en ligte betaal en hoe ons dinge gaan doen. Maar luister my geliefde, die bepalings lê nie in hierdie dinge nie, maar dit lê, hoor mooi, in die waarheid van hierdie oorwigheid, die evangelie van Jesus wat gepreek word. En jy kan duisende en getalle hê, en ek wil nog sê, die Here is wel nie daar nie. Want as hier met getalle gewerk het, en as die bokke gespeel het, teen die All Blacks, hoeveel sal daar nie nou? Daar is getalle moet. En het skreeuw en het juig. Dit maak nie herleven nie. Morgen is hulle net so neer soos gister. Ek weet ook nie. Maar wil net sê, dit is aan myne. Dit is aan myne. Luister geliefde, dit lê nie in die getalle nie. Dit lê in die waaragtige bloed-evangelie van Jesus. Luister, dit was die begin van die laaste dag. Hoe weet jy dit was so? Kom ek wys jou. Volg die storie in Handelinge 2. Nou sê die 120 gaan. Hulle gaan op die strate van Jerusalem. En het begin die evangelie te preek. En die mense van verskillende nasies was daar. Want jy sien, dit was nou Pinkstertyd gewees. Hulle van oral van die wêreld gekom om die fees te hou in Jerusalem en om te aanbid in die tempel. En Turkye het hulle gekom, uit Italië, uit Griekenland, uit Spanje, hier in Afrika het hulle gekom, het hulle opgetrek, en almal is daar, en hulle begin preek, deur die Heilige Gees, en perfecte Grieks, en Spaans, en Frans, en Hebreeuws, en sê ons bring tot in tale wat niemand verstaan nie, en jy nie hoe tyd om daaroor te praat nie, en weet jy wat sê hulle, en jy sê, maar hierdie mense is ons dronk. En dan sê Petrus en Handelinge 2, nee, hy sê dronkie, drink nie nou al hierdie derde nacht waard nie, dit is nog baie vroeg. En die morgen, wat ook sê, hoor mooi, dan haal hy aan wat die profeet gesê het. Nou die profete weet hulle keer is nie. Ek sê, vir die wat ophoudings, die opening, op die gordijnde lig. Luister, nou sê Joel 2, hy sê Joel, was een van die laatste profete, voor Jezus gewees.
Nou kom Petrus, dan bevestig hy wat, hoor hoe mooi mense. Hy bevestig nie wat hy sê nie. Hy bevestig die woorde van die profeet Joël. Amen. Weet jy dit? 600 jaar voor Jesus, voor hierdie gebeure, 600 jaar terug, toe profeteer hy dit. En ons sê, wat sê Joël? Hy sê, Joël het gesê, in die laaste dae, sê God, gaan ek my gees uitgee op alle vlees. Weet jy gehoor? Luister, hy het ook aangesê, wat Joël gesê, dan in die laaste dae gaan hierdie dinge gebeur. So wanneer Petrus dit aanhaal, dan haal hy aan uit die deel van die laaste dag. Met ander woorde, wat hier gebeur is, 2000 jaar terug, wil ek sê, toe begin die laaste dae in Jerusalemse strate. Die manne wat gedoop is, vervuld met die Heilige Gees, en we sê, dit is nie dronk mense nie. Hierdie is precies wat al 600 jaar terug gesê is. Dat in die laaste dag sê God, gaan my gees op alle vlees uitgiet. En dit maak my opgewonde. Luister, nie dat Joël dit gesê nie, nie omdat Petrus dit gesê nie, maar hoor wat sê die Bybel, met die monde van die profeet Joël, 2 Moshe 32 vers. Hy sê, en elke een wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elke een wat die naam kapot hier die Here, dis die Bybel, vriende. Dis die Here wat het sê. Ek hoef nie te wag vir die feestdag nie. Die moslims moes nou so rukkie terug een van hulle feeste kanseleer, omdat die maan nie opgekom het, want die wolke was voor. Oh God, ek hoef nie te wag vir 'n maandjie om op te kom nie. Ek het nie hoef nie te wag vir 'n feestdag nie. Ek het nie hoef nie te wag vir 'n woordpriester, op 'n lommetje aan iewers geslag moet word, by die tempel, wat duisende kilometers van ons af is nie. Ek het 'n woordpriester in die hemel, en luister, hy is ons offerlam, vir ons sonde, vir ons vrede, vir ons voorspoede, en vir ons toekomst. Jongens, dat is een toekomst voor jou. Nee, niet voor de Heer. Nee, de Heer. Dat is een toekomst voor elke man, elke vrouw. Oh, Heer. Ons hoeft nie 'n bestelling te maak om het om te praat nie. Is dit waar? Ek moet Joël aanhaal. Dat sê Joël weer. Roep my aan. Elkeen wat my naam roep, sal gered word. Oh, prys die Here. Prys die mense. So vir 2000 jaar is ons dan nou in die laaste dag. En kom ek sê net weer, as die laaste dag 2000 jaar terug begin, moet jy weet hoe min tyd het ons nou. Wil ek net weer 'n skrif aanhaal, net om jou te help. Nou sê mense, hier het 2000 jaar voorop. Nee, by God, dit is in 2 dae. Ek het ons nou al net Psalm 90 gewys. Ek het al vir 2 Petrus 3 gewys, dat dit 1000 jaar met die aarde soos 1 dag hier by God. Ek sê weer, op God so horlosie, is ons nou eers by die 3de dag vanaf Jesus gekom het. Want jou kopie en my kopie is net klein. Ons dink in 1000 jaar, God sê, 1 dag. Halleluja. So 2000 jaar terug kan ons sê, en die laaste dag begin op die straat die kerk gebore is. En as dit dan die laaste dag was, luister, ek jou sê, ek God so horlosie begin beweeg. En vat hy die Nuwe Testamentiese kerk in sy kwaansale in. Luister, 'n vrou
verwag vir 9 maande. Weet jy wat noem dit? Ek noem dit die voorbereidingstyd vir die moeder. Sy weet, daar's nou iets aan die kom. Nou verloop daar 'n tyd. Nou die vrou wag 9 maande, en in daai 9 maande, wat doen die ma? Sy begin voorbereiding tref vir die geboorte van die baba. Ek is mos nou ook nog groot. Hallo, jy moet my respecteer. Ek is 'n groot man. En iemand moet sê, jy word nou, jy sê nie, ek kan ons nog nie groot doen, nie spraak. As niks van doen, met my. Ek voel jy net ook niet gevraagd. Nou, Becky, het is jy nou. Ik zei, hier, maar weer die ligt daar om 40. Echt waar. En toen zei ik, 29. Toen nog beter gevoeld. Toen heb ik niet aan het afgewezen. Deze kerk. Ons is in die krant samenvallen. Nou, daar is 'n voorbereiding. Jy sien, wanneer die moeder begin verwag, dan dra almal ons aan. Hulle waar, heerlijke jou, as jy sê, die kamer word uitgeverf. Die kop word weggesit. Die bal is nog nie aan. Hallo, dis voorbereidingstyd. Nou word die kop, die kleertjies, jong, jy koop koekies, goede, babykrul, dis nog alles reg wat ek sê. Jy soveel jare aan so bang gewees, ek weet nie wat ek ben. Prys jy nie jou. Ek kry alles van het. Kom ek sê vir jou. As ek raak om my wat God ook sê. Maar as ek voorbereidingstyd wat gaan aanbreek. Hy sê wanneer die volheid van die tyd gekom het, maar voordat die volheid van die tyd is, dan trek die Here die God trek die so bietjie weg. Dan wys hy vir ons. Sien julle hierdie ding? Moet jy sê ek het julle nie gesê nie, ek weet weer dit kom, dis daar. Amen. Jy sien Romeine 8 kom so, en dan sê hy dat die wêreld is eintlik in die kraamsaal. En dan skryf Petrus dit eintlik al in daai tyd. Maar wat sê Petrus? Jy weet, ons praat ons van die geboortepyne en die goede en so aan. Nou Petrus sê, ons is al in die kraamsaal. Nou skryf hy dit so, hy sê dit intussen steen en kreeg die ganse skepping tot vandag toe, soos 'n vrou wat op die punt is om geboorte te gee. Wie het dit gesê? Wie die 2000 kerk? Die 2000 jaar terug se kerk. Petrus sê, daar's geboortepyne al aan die gang. Ja, en as jy nou dink, dit gaan kos in hierdie wêreld. Jy moet net jy gaan wees wat sê relasie is een. Paulus het ook met hel en stryd te doen gehad. Weet jy wat beskryf hy dit? Hy sê daar in Genesis 1:4, hy sê, dis 'n bose wêreld waarin ons leef. Met ander woorde, Paulus, jy het al die dinge geken, daar's boosheid. En as ek en jy sê, ons ken boosheid, dan moet jy sê, ek glo hulle en ek ook al geken, 2000 jaar terug. Geboortepyne wat net 'n bietjie erg. Halleluja. Luister, die sommer maar. Begin vir die geboortepyne, maar hoor wat vir die sê. En daai maak jy nie die presiese tyd. Wanneer die baba gebore word. Ek praat nie van die nuwe wetsebeeltjies. Die dokter wil nie die nag opstaan nie as sy daai nag opereer. Wat doen hulle? Wat doen ek aan hulle naam? Wat is dit? Dat kan jy. Praat nie daarvan nie. Praat van die normale geboorte. Hey man. Ek het op my ma moes 'n bietjie gewag het tot ek die 31ste kom verjaar, want dit was daai jaar op vakansie nog. Toe sê ek op die 30ste. Dan kan jy my ma geregistreer op die 31ste. Want jy sien, dag van die geboorteplaas was jy verjaar. Die ma weet nie wanneer dit gaan gebeur nie.
Maar hoor die tekens en die houding van die moeder sê, iets gaan gebeur. Maar jy kan het weet waar my geest en sê die tekens en die houding van die ma. Jy sien, as die domino's eers gaan val, kan het 'n kettingreaksie wees van die dinge wat met jou naam voor jou sluit. Wat Daniel oorpraat. Is seker, daar's baie van hierdie profete wat wonderlike sê. Nou ons noteer graag ons die skrif wat sê, niemand ken die dag of die uur. Sê nou ja, wat wil jy nou sê, pastoor? Niemand ken die dag of die uur nie. Maar kom ek sê dit vir jou. Ons moet kyk na die tekens en die skrifte van die woord wat ons vaartstuur, dat sy ons is naam. Dis wat ek vir jou wil sê. Maar mense wil dit nie so verwissel. Nou, maar so heel praat al so daaroor. God is genadig. En wil nie hê een mens moet verloor gaan. Maar onthou net, daar gaan 'n dag kom dat sy genade gaan. Daar gaan 'n dag kom wat alles gaan breek en is klaar. Luister, 2000 jaar terug en die wêreld in die kraam sal beweeg. En van daai dag af beweeg ons elke dag nader en nader en nader na die dag wanneer die bassein van God gaan blaas. Die dode in Christus gaan opstaan en hulle in die lewe oorbly. Die ewige tegemoet in die lig. Die goeie nuus is, ons gaan hierdie wêreld verlaat. Ek sê hier, ons gaan hierdie wêreld verlaat. Weet jy wat sê die wêreld? Hulle sê, it's showtime. Weet jy wat sê die kerk? It's home time. Weet jy wat sê jy? You still be part of the show? Or are you ready to say, hey, I'm going home to be with Jesus. Some sweet day. Luister, of ek sê jou oor my, alles is gereed. Wat moet blaas met die reeds blaas en wind vir die weghaal van Jesus. En dan kom my, en dan sê in Korintiërs 16:22, skryf Paulus en so in die Korintiese kerke, en dan sê, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Luister kerk, Jesus kom, sê dit saam met my, Jesus kom. Halleluja, die Bijbel sê dit. Nou Daniël 2. Nebukadneser het hierdie beeld gehad. Die goud is die kop, die silwer die bors, die brons die lippe, die ysterbene, die ysterklei, wat die mees pathetiese deel is van die einde van tyd. Hoe naby het ons nou gekom? Jy ken nie die dag of die uur nie, maar die geboortepyne sê iets aan gebeur in die kraamsaal van God, sê amen, as jy dit weet. Maar luister, dan in die apocalyps, wat hy het, is daar 'n volgende ene wat gebeur. Die Bybel sê, daar's 'n doep wat loskom. En dan tref hy nie op die kop of die bors of die bene. Hy tref op die deel van die voete en die klei. Dis die laaste dispensasie wat nou besig is om in plaas te vind. Nou daar die klip skryf hy so, en dan sê die Bybel in Daniël 2, en ek lees dit vir die 44ste vers. Nou sê hy so, kry, Daniël 2, vers 34. Hoor wat sê hy? Hy sê maar in die dag van die konings, sal die God van die hemel word 'n koninkryk verwek
wat vir ewig nie vernietig sal word. Al die ander koninkryke gaan verbrys sal word en daar aan hulle gaan 'n einde gemaak word. Maar self sal daai koninkryk wat kom vir ewig bestaan. As jy net soos ek gesien het, dat sonder toedoen van 'n mens se hand 'n klomp ros geraak het. En dan het hy die ontgedreig en ontverbrysel en die grote God en die koning bekend gemaak. Wat hierna sal gebeur, die gordynkie word weggetrek. Luister geliefdes, om ek gaan klaarmaak. Daar is 'n klip wat gaan loskom. Daniël trek die gordyn weg en dan praat hy van 'n koninkryk wat nooit vernietig sal word nie. En ek wil jou sê, daar's net een koninkryk wat nooit vernietig kan word nie. En dis die koninkryk van God, van Jesus, en die regering van Samaria. Hy sien die onrecht op die aarde, en hy weet wat om te doen, omtrent hierdie dinge, wat gebeur om in hierdie aarde. Luister, en God gaan iets doen, omtrent dinge wat in hierdie aarde gebeur. Hy sê, klop, gelos kom. Hy gaan hierdie aardse koninkryke vernietig. En hy gaan sy koninkryk laat maar openbly tot in ewigheid. Sê amen. Hierdie ons Jesus en hy as koning van die konings sal regeer. En sluit. Met wat is nou nodig? Ek praat met jou. Ek praat met jou. Je wil met vrou hier aan. Recht hier tot aan achter by jou Tommy. Daar by jou Jacob. Recht hier tot hier voor hier by Melkemel. Ek praat met jou. Die Here praat met jou. Luister geliefde. Hoor nou mooi. Daar is 'n Elia paradigma. Wat ek net wil vir die voorhou met betrekking tot die net. Elia het met baie gesit wat rondom hom aangegaan het. Jy sit met baie dinge wat om jou aangaan. En as jou oog is bietjie toe is, God wil die sluier vir jou bietjie lig. You may see what's coming. Baie mense wat bang vir hierdie prediking. Ek maak jou nie bang nie. Ek sê vir jou, God het 'n hoop vir sy kerk. Wanneer jy hierdie dinge sien, moet nie bang word nie, maar moet nie vrees, maar kom in jou hart raak nie. Amen. Ek het gegaan en ek kom sê die Here, ek kom die waar. You gotta look out here. Ek sal nie my gee, man. Want as jou aan het ons nou voorgegaan. Hy sê, kom ek sê net vir jou. Daar is altyd goed. Zolang daar God is. Ik kan het niet weer veel zeggen. Zolang daar God is, zal daar goed wees. Dus nee, ik weet niet wat ik wil zeggen. Je lief aan was een mens zoals ons. Zeg het samen met mij. Je lief, die Boblotjas, die lief was een mens zoals ons. Really? Ek praat van die paradigma. Wat ons koppel aan Elia. Hy was 'n mens net soos ons, maar weet wat sê die Bybel? Hy het vuur gewid. En God het by hom stil gestaan en sy gebed gehoor. Hoe ek sê dit vir u, miskien is dit harde woorde, maar daar van 'n maklike godsdienst is nou spoedig om eers om verby te gaan. Kom ek sê vir jou, ons sal moet opstaan soos die Elias van God. En ons sal die dinge in die wêreld in die oë moet kyk, die Baals en die Baalpriesters
en die afgode en die onreg en die dinge wat nou in die orde van die dag is en die valse profete en die dinge wat daar staan. En luister, ek en jy som radikaal en dapper en vol vuur en vol van die waarheid en die Here word. Halleluja. En ons moet dan doen. Ja, kom, Here Jesus, kom. Sê dit saam met my. Ja, kom. Ja, kom. Here Jesus. Ja, kom. Glory. Ja, van die Here. Van die Geest. Van die Leer en die laaste tye. Die domino's wat spoedig begin val.